Ja, my God, U is so goed vir ons, Here. U alleen is waardig om aanbid te word. Here, U alleen is heilig. U alleen, my koning, is almagtig, my God. En Vader, ek dank U, Here, dankie vir die geleentheid vanoggend, my koning. Here, dat ons tot U kan spreek, my koning. Vader, dat ek U kan aanroep vanoggend, my God. Ek roep U aan vanoggend, Here, vir U woord. My gebed is, my God, dat U woord vanoggend 'n snelle gang sal gaan. Here, dat U by elke hart en elke stoel vanoggend sal stilstaan. En my dierbare koning, Here, dat U inspraak vanoggend in elkeen van ons harte en sy lewe sal maak. En Here, dat U my gedagtes sal vernuwe. U hand sal uitsteek, my God, en my lippe sal salf. Vader, ek vra ook so, Here, dat ek of U nie sal verdwyn. Dat U tevoorskyn sal kom, Here, dat U sal spreek vanoggend, Here. Dit wat ons moet hoor, my God, nie dit wat ons graag wil hoor, Here. En my dierbare koning, ek dank U daarvoor. Ek dank U, Here, ook so vir elke persoon teenwoordig vanoggend, Here. En my dierbare koning, ek vra, Here, dat U elkeen net ryklik sal aanraak, ryklik sal seën, my koning. En my dierbare God, ek dank U daarvoor. Vader, ek kom ook vanoggend, Here, en ek dra vir Philip op na U, daar waar hy in die hospitaal opgeneem is. Vra ek, Here, dat U helende, genesende Gees ook, Here, vanoggend by ons sal stilstaan, Here, en dat U ons sal genees, gees, siel en liggaam. En my dierbare koning, dankie, Here, dat U nou vir Philip aanraak. En Vader, ons eer U, ons aanbid U en ons dankie, Here. En dankie, Here, dat ons kan uitsien na die toekoms, Here, en dit wat U in die toekoms vir ons gaan doen. My dierbare koning, ek vra, Here, dat U elkeen net ryklik sal seën. My koning, wees U geseën. Dis die gebed van my hart. Here, en ek prys U daarvoor, in Jesus se kosbare naam. Amen en amen. Dis hier, Here, net lekker. Die kinders van die Here, ek wil vanoggend 'n bietjie met jou praat oor, weet jy wat jy in jou besit het? Weet jy wat jy in jou besit het? En ek wil julle baie interessante verhaal vertel vanoggend van Ali Hafed. Ali Hafed was 'n ryk man gewees met 'n plaas. Hy het alles gehad wat hy wou gehad het, 'n pragtige familie waarvoor hy baie lief was. En op 'n dag kom daar 'n boeddhistiese priester op sy plaas aan en hy praat met Ali en hy sê vir Ali dat in Indië is daar 'n groot diamond rush aan die gang op hierdie stadium. En hy vertel vir Ali hoe kosbaar die diamante is en wat dit alles werd is en hoeveel geld mense kry vir die diamante. En Ali dink by homself, maar ek is vergenoeg met dit wat ek het. Ek is vergenoeg met dit wat ek het. Op hierdie stadium het ek genoeg geld, ek het 'n plaas, ek het 'n gesin, ek het mense wat lief is vir my. Maar iets begin in Ali wakker te word en in Ali te woeker. En die aand lê hy en hy sê by homself, hy sê, Ali, as ek mos nou diamante kan delf, kan ek my eie diamant myn. En ek kan 'n diamant magnaat word. En 'n rukkie daarna kom Ali, hy verkoop sy plaas, hy vat al sy geld en al sy besittings wat hy kan en hy is voort. Maar hy los sy vrou en sy familie, los hy by die buurmense en hy vra vir hulle om na sy gesin te kyk. En Ali is voort, hy is na Indië toe en hy begin te delf. Hy het dalk 1 of 2 kosbare diamante gekry wat van 'n paar rand in die sak gebring het en toe begin dit op te droog. En so het Ali van plek na plek gereis en hy naderhand al sy geld, alles verloor. En op 'n dag het hy besluit, hy kan nie meer nie. En op die hawe van Barcelona gaan Ali en hy neem sy eie lewe. Julle weet, daai jare, ek praat van 1860 en die 1860er jare, daai jare was daar nie internet en selfone en sulke goed wat 'n mens sommer gou jou geliefdes kon skakel en laat weet, hoor jy, ek is nou in die moeilikheid. Jy moet nou vir my geld stuur dat ek kan terugkom huis toe, want ek het nou ongelukkig alles verloor en die man het dit nou gedoen. Hy het nou ongelukkig alles verloor en so ook het hy sy lewe verloor. Maar die man wat die plaas by Ali gekoop het 'n kameel gehad, of 'n paar kamele gehad. En op 'n dag loop hy saam met sy kameel om op die spruit of in die spruit op sy plaas bietjie water te drink. En hy
hy sien binne in die hoespruit is daar 'n klip wat glinster. En haal die klip uit en hy droog hom af en hy loop in sy huis in en hy sit hom op die kaggel neer. En hierdie selfde boeddhiste priester, maar rukkie lank kom hy om hierdie nuwe eienaar van die plaas welkom te heet in die midde van almal daar. En terwyl hulle in hierdie man se sitkamer sit, sien hy hierdie klip op sy kaggel en hy vra vir hom, wat is daai? En die nuwe eienaar sê vir hom, ek het nie 'n idee nie. Maar omdat die priester toe nou met diamante en goed te doen gehad het, sê hy vir hom, dis 'n diamant en dis 'n kosbare edelgesteente. En toe die man die ding verkoop in daai jare kry hy $50,000 vir. In daai jare was dit baie geld gewees. En so het hulle begin op die man se plaas rondloop en waar hulle vat en waar hulle krap, het hulle diamante uitgegrou. Soveel so, dat van daai diamante wat hulle daar uitgegrou het, vandag nog, en in die crown jewels van Engeland, is en natuurlik in die kroon van Rusland ook. En dit is baie hartseer om te weet, dat alhoewel Ali weggegaan het, van sy plaas af, van sy huis af, van sy gesin af, en van alles en almal wat lief is vir hom, het hy eintlik verskriklike groot rykdom gehad in sy midde. En hy het dit nooit geweet. Hy het dit nooit geweet. En ek wil vandag vir julle vertel, dis verskriklik hartseer om te weet dat ons as mens met presies dieselfde probleem sit. Vandag, ons sit met presies dieselfde probleem. Jy weet wat ons doen is, ek sien, wow, hierdie ou het baie bereik in sy lewe. Dan gaan praat ek met hom. Dan vra ek vir hom, wat het jy gedoen om te kry in jou lewe wat jy bereik het? Ek sê, nee, ek het nog 'n bietjie geld hier belê, en ek het 'n bietjie geld daar belê, ek het 'n paar rand geërf, en so, ek het daardeur het ek 'n besigheid begin, en die mense wat saam met my in die besigheid is, ons is goeie vennote, en daardeur help het ons om 'n bietjie geld te maak, en eiendomme te koop, en daai tipe van dinge. En dan dink ek by myself, ja, ek nou 'n paar rand het, kan ek dit ook doen. Ek nou 'n paar rand het, kan ek dit ook doen. Wat gebeur nou as ek 'n paar rand kry? Ek dink ek is slim. En dan doen ek presies wat daai man doen. Ek gaan dalk, kry dalk 'n vernoot of 2 nie, of ek kry dalk 'n vernoot of 2, wat my verskriklik indoen, en ek verloor alles in my lewe. Nou het ek 'n huis gekoop, wat ek nie meer kan bekostig nie. Ek moet nou my huis verkoop, om sekere dinge te delf in my lewe, om sekere skuld af te betaal. En nou is ek bankrot. En ek wil vandag vir julle hierdie vertel. Baie mense het selfmoord pleeg vandag. Dis nie 'n ding wat jy vandag besluit nie. Jy word net wakker en besluit, vandag gaan ek my lewe neem. Een ding van die Here. Dis 'n ding wat oor 'n tydperk kom. Jy begin aan stres te ly, en naderhand is dit aan anxiety, en allerhande fobias, en jy dink jy's naderhand nie meer goed genoeg nie, en allerhande dinge. So oor 'n tydperk het jy 'n mindset wat niemand van weet nie. Waar die fans van nie. Oor 'n tydperk wat niemand van weet nie, aan die fond wat jy voorgee is dat daar niks van nie. Daar is absoluut niks van nie. Maar hier binne is al groot van nie. En nou dat ek alles verloor het, en alles is tot daartoe, en alles is tot niet, besluit ek, môreoggend sal ek die son in die sien skyn. Môreoggend sal ek die son in die sien skyn. En ek wil julle vertel, ek sê nou vir Isabel,
nie baie ver van hier af nie. As ouetjie dat in ons kerk was, het elke Sondag met hy kerk toe gekom en as ek preek en hy loop die eiland. Hy loop die man, was verruklik. Sy pastoor het nie volgende Sondag kerk. Sy hoekom nie? Sy nee, ek wil nie hoor dat ek fout maak. Die ene oggend, 12:30 kry ek 'n oproep. En hy het my 2 krikke geloop want hy was in 'n ongeluk gewees. En toe het hulle hom binne in sy huis aangeraak en toe hy, of probeer aanraak en toe hy van die bank af opspring en hy val, skiet hulle hom van agteraf deur die long en hy is toe nou dood. En die volgende oggend 6:00 toe ek werk toe ry, toe kry ek ouetjie daar aan die ander weg toe hang hy in die boom. Toe het homself opvang. So dit is baie hartseer ding van die Here om dit te ervaar en dit te beleef. En wat het daai man deurgegaan in sy lewe? Wat het hy verloor in sy lewe? Dat het so ver moet gaan, dat jy jou eie lewe doen. En dit in die publiek, in Lavender, 6:00 die oggend, dis 'n besig gestel. En die jong sit volgende keer in die kerk, hy was 'n polisieman gewees, en hy sal vir julle kan sê, as iemand selfmoord pleeg of as daar 'n moord is, mag niemand aan daai man vat, of daai vrou vat, totdat die polisie opdaag en alles eers ondersoek het en foto's te neem en al daai goed. En natuurlik die lijkskouer kom om die lijk te verwyder. So, hoe lang daai man toe nou in daai boom gehang het, kan ek glad nie vir julle sê nie. Maar dit is iets verskriklik om te ervaar en te beleef. En nie baie lang daarna nie, kry ek een Sondag aand 12:30 'n oproep en hulle sê vir my dat Stephanie het ook selfmoord gepleeg. So mense wat in ons kerk was, 'n skoondogter. Sy kon dit ook nie meer hanteer nie. Die lewe het al te veel gedruk. En dit sy haarself ook gehad. En ek kom by daai kind aan en ek kniel by haar en ek sê, Here, my geloof sê, hierdie kind moet wakker word. En ek bid 45 minute aan vir daai kind. 45 minute. En die polisieman naderhand vir my sê, meneer, sy is dood, die kan nou maar opstaan. Ek sê, nee, my geloof sê, sy moet wakker word. Maar dit was nie die Here se wil om haar terug te stuur nie. Wat ek probeer vir julle vertel vanoggend is dat net hierdie man Ali en die man wat daar in die boom gehang het, hom glad nie geken nie. Want hy wel vir Stefanie geken. Die druk van die lewe raak so erg dat wanneer 'n mens verkeerde besluite, emosionele besluite neem, baie keer maak 'n mens emosionele besluite in ons lewe en dan is dit verkeerde besluite en dan begin ons alles te verloor in ons lewe. En daai besluite maak dat ek 'n emosionele besluit maak om my eie lewe te neem. En dan weet ons nie presies wat ons in ons besit het nie. Dan weet ons nie presies wat ons in ons besit het. Weet die almagtige God het iets vir ons gegee in die lewe. Dis die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees. En ek wil vandag vir julle hierdie vertel. Dis ook vir my hartseer om te erken vanoggend dat hoeveel van ons die Heilige Gees deurmagtig is en nie toepas in ons lewe dat die Heilige Gees van God van ons verwag nie. En ek wil gou vir julle lees uit Johannes 14 vanaf vers 16. En ek lees dit vir julle in hierdie is die gebeurtenis van Jesus Christus se hemelvaart. Ek wil nie oor die hemelvaart praat nie, ek wil praat oor dit wat ons in ons besit het, dat ons niks van alleen nie. En ek lees vir julle daar vanaf vers 16. En die Here Jesus Christus praat hier so, hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie,
Omdat dit nie sien en hom nie ken nie. Kinders van die Here, mense wat God nie dien nie, kan die Gees van God nie ontvang nie, want hulle ken nie die Here nie. So moenie mislei word daardeur, moenie mislei word deur mense wat sê, ek is 'n kind van die Here nie, of ek is 'n Christen nie. Nee, as 'n skrif in die Bybel wat sê, almal wat in Israel is nie almal Israeliete nie. So almal wat sê, ek is 'n kind van God, kyk na sy werke, kyk na sy vrug. Omdat hom nie gesien het, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy in julle bly, en in julle sal wees. Vers 18. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe, nog 'n klein tydjie, en die wêreld sien nie meer, my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe, en julle sal lewe. Here praat hierso met die apostels. In die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wat mooi, wat die Here Jesus Christus sê, hy sê, ek sal my Vader bid, en ek sal hom vra, om in my naam, vir julle die Gees van die waarheid te stuur, en hy sal in julle bly. En hy sal in julle bly. Wie my gebooie het, en die bewaar, is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat aan ons sal openbaar, en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. En ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie. Maar is die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek nie aan julle nie. Julle harte, laat julle harte nie ontstel word nie, en moenie bang wees nie. Kind van die Here, die ergste van alles is dat die Here Jesus Christus het sy Heilige Gees aan ons toevertrou. Die Gees van die waarheid. So dis nie net 'n gees, dis nie net die Heilige Gees wat eintlik veronderstel is en elkeen van ons as kind van God woonagtig te moet wees. Dis nie net 'n gees van trooster nie. Dis nie net die Heilige Gees van God nie. Dieselfde Gees wat in ons woon, het Jesus Christus uit die dood uit opgewek. Dieselfde Gees wat in ons woon, is die Gees wat die juk breek. En as ek praat van die juk, praat ek van die juk van siekte. Ek praat van die juk van armoede. Ek praat van die juk van verhoudings wat nie werk nie. Ek praat van die juk van huwelike wat nie werk nie. Ek praat van die juk van finansies wat nie werk nie. Daai Gees wat in jou is, die Heilige Gees van God, kind van die Here, as jy die Here aanroep, is die Here daar vir. So 'n mooi boodskap wat pastoor Johan gesê het van die diep gat volg. Waar hy sê, maak nie saak wat se diep gat jy jouself bevind. Maar as jy die Here aanroep, is hy daar vir jou. En hy trek jou. Die Gees wat ons gesond maak. Die Gees wat beskik dat ons vanoggend toe wakker word.
Die Gees wat vir ons beskik het, dat ons in ons voertuie kan klim en hiernatoe te kan ry. Die Gees wat beskik het, dat ons die finansies gehad het om hiernatoe te kan ry. Die Gees wat beskik het, vir die van julle wat naby bly, dat hiernatoe geloop het, waarvoor ons baie dankbaar is. En natuurlik, die Gees wat ons eer, vir dit wat ons doen, vir die koninkryk van die Here. Die Gees, dat ons, as ons in die wil van die Here bly, wat veronderstel is, dat waar ons gaan, dat tekens en wonders ons volg. Hoekom doen dit nie? Hoekom doen dit nie? Hoekom volg wonders en tekens ons nie? Want ons weet nie wat ons in besit het nie. Ons weet nie waartoe ons in staat is deur die Heilige Gees van God nie. Want ons pas dit nie toe in ons lewe nie. Almal ken die verhaal van Petrus, toe hy die skip uitklim en op die water begin loop. En toe hy sy oë op die storm hou, het hy begin sing. Petrus het Jesus Christus verloon en hy het berou gehad daaroor. En daai man het so groot salwing deur die Gees van God in sy lewe gehad, dat as dorpe gehoor het Petrus kom na hulle toe, het hulle die siekes op straat gesit in hulle beddens, dat as hy daardeur loop en sy skade weer val op die mense, dat hulle genees geword het. Wonders en tekens het daai mense gevolg. Want hulle het geweet waartoe God hulle geroep het. Hulle het geweet wat hulle in hulle besit het. Die Heilige Gees van God. Ons doen dit nie. Ons doen dit nie want ons is te bang. Ons is te bang om met mense oor God te praat. Ons is te bang wat gaan mense van my dink? Wat gaan mense van my dink as ek sommer in 'n shopping mall inloop en jy sien dit gaan nie goed met iemand nie, om daai persoon se hand te vat en vir hom en vir haar te bid. Ekskuus. Karika is nie vanoggend hier nie en 'n hele rukkie terug ry ek na plot 9 toe en ek gaan koop skaal daar en ek het ver van goed ook gekoop. En sy werk in die hardewaardewinkel van die plek. En toe ek aan instap, sien ek die vroukie is baie senuweeagtig. En ek gaan na haar toe praat met haar, ek sê vir haar, is jy alright? Wie is sy? En ek stel myself voor aan haar, ek sê vir haar wie ek is. En ek vra vir haar, kan ek vir jou bid? En ek nooi haar kerk toe. Sy is nou gebless en sy is bietjie alweer noord toe, na haar vader toe. Maar ek nooi haar kerk toe, en dit het dalk so Sondag of 2 gevat voordat sy gekom het. Maar ek het my telefoonnommer vir haar gegee. Die eendag te kry net 'n boodskap van haar en sy sê vir my, waar presies is die kerk? En ek stuur vir haar die adres en sy daag op. Die tweede Sondag aan haar, tot haar pale van Malibar noord kom kuier en hulle het ook ons kom besoek by die kerk. En tot vandag toe nog is Karika aan die kerk. En ek wil vir julle sê, dit gaan nie oor wie ek is nie. Glad nie. Dit gaan oor die Gees van die waarheid wat ons oortuig om te sien dat daar fout is met iemand en daai persoon op die regte manier te benader. 'n Kind van die Here, as jy vandag moet weet waartoe jy in staat is, of as jy weet nie, of as jy moet weet nie, maar as jy weet waartoe jy in staat is, deur die Gees van God, wat in jou is, kan dokters en hospitale vir jou baie kwaad wees. Baie kwaad wees. Dat jy in hospitale instap en genesing spreek, dan gaan die hospitale leeg wees.
Die probleem wat ons mee sit is, ons is te geneig om te sê, ek is siek, ek het hierdie siekte en ek het daai siekte. En ek praat met die Here daaroor. En sê, Here, U weet wat fout is met my. U weet. Maar ek spreek nie die siekte aan. Ek spreek nie die siekte aan. Ek het al vir julle vertel en ek wil baie graag weer vir julle vertel. Hele rukkie terug staan ons in die kerk, pastoor Des is besig om te bid en hy sê, Here sê, hier is iemand wat HIV het. Here sê, hy gaan jou vandag genees. Niemand in die kerk staan op. Ons jeugpastoor, wat daai tyd by ons was, 'n profie, hy kom na my toe en hy sê, Pastor, there's somebody on the steps outside. En toe ek uitgaan, lê daar 'n man, nog in sy slaapklere, van die hospitaal afgeloop daar na die kerk. En ek stap uit en ek vra vir hom, wat's fout met jou? Hy sê, I don't know why I must be here, but I must be here. En ek vra vir hom weer, wat's fout met jou? En hy sê vir my, dit is HIV. En ek loop in en ek interrupt sommer die diens. Ek sê, pastoor, is die man wat hiervan gepraat het, lê buite op die tel. Ons het hom in die kerk ingehelp, ons het hom gebid. En die Here het hom genees en 'n hele rukkie terug, ek en my vrou maar bo op die van Spasie en Burgerstraat het kafee gekry. Ons sit daar buite. En lekker as jy ons sit. Soos God praat met die siekte, dan word jy genees. Die Gees wat binne in jou is, kind van die Here, is jy veronderstel om te moet gebruik om mense te bedien. Om mense te moet bedien. En onthou, jy kan nie mense bedien nie voordat jy hulle dien nie. Hoor mooi wat ek sê. Jy kan nie mense bedien nie voordat jy hulle dien nie. As ek met pastoor Johan praat, dan vertel hy my vir hoeveel jaar het hy self gegaan om sy kerk skoon te maak. Dan begin ek so vir hom te lag. Sê, join the club. Want ons het dit ook gedoen. Ons het vir hoeveel jare het ons gekom Saterdag, ek en my vrou, dan het ons die kerk skoon gemaak, uitgemop en die stoele mooi gepak en sulke goed. En toe daaraan toe kom die jeugkinders en hulle sê, pastoor, jy hoef dit nou nie meer te doen nie, ons sal dit nou vir jou doen. Maar ek was nog steeds daar gewees. Ek was nog steeds daar gewees, nie al die tyd nie, maar ek was nog steeds daar om te sien dat die dinge reg verloop het. So ek het eers gedoen wat die Here van my verwag, voordat ek om mense begin bedien het met die Heilige Gees van God, wat God in my toevertrou het. Nou kind van die Here, as jy vandag besef, waartoe jy in staat is, en met jou probleem spreek, hoekom gaan baie van ons so deur, moeilike tye in ons lewe? Ek kan vir julle sê hoekom. Weet dat as ek kwaad is met my man, wil ek nie met die Here praat. As ek kwaad is met my vrou, wil ek nie met die Here praat. Dan is ek besig om die Heilige Gees van God te onderdruk. Alhoewel die Heilige Gees van God vir ons sê, hoor hierso, dit gaan nou right wees. Ek gaan nou deur 'n bietjie 'n moeilike tyd, maar dit gaan alright wees. Ek gaan as oorwinnaar aan die ander kant uitkom. Dan was meer. Dis nie vir my nie. Dis nie vir my nie. Jy weet, ek wil vir julle vertel dat toe die apostels by mense gekom het wat genesing nodig gehad het, waar mense het altyd eers gebede. Hulle het altyd eers gebede en gevra vir geld. En sê dat geld het ons nie. Maar ons het Jesus Christus.
So ons gaan vir jou bid, Christus ontvang, en jy kan genesing kry. Wat doen ons? As ons hier by die rouword staan, en ek sien iemand bedel daar, al kyk die venster so netjie oop, ja, gooi jy 10 rand by die venster uit, of vir 5 rand by die venster uit. Dis ons fout, dat die mense daar bly staan. Dis ons skuld, dat die mense daar bly staan. Want ons het nie die guts om te stop, en te sê, kom hier, ek jou gou bietjie veel bid. Al oortuig die Gees van God jou hoe, en vraag ek in dit, doen jy nie. Doen jy nie. Dis makliker. God het die besie het al 10 rand of 5 rand, of so by die venster uit te koop. Is dit die Gees van God wat jy oortuig om daai geld vir hom te gee? Of is dit net sodat jy skuldig voel? Jy weet daarom, jy kan nou baie keer snaaks uitkyk. As hulle daar aan sy pad staan met 'n blikkie of so. Dan kan dit dat jy kyk of die wêreld op hulle skouers is. Of hulle verskriklik baie probleme het. En dis nie regtig so nie. Dis nie regtig so nie. Maar ons as kinders van die Here laat nie toe dat die Gees wat in ons is, ons oortuig om vir daai ou te bid nie. En wat vir my baie hartseer is vanoggend, is dat die Here sy Gees aan ons as mens toevertrou. Die Here vertrou sy Gees aan ons toe. En ons doen glad nie wat God van ons verwag om te doen nie. Die Gees wat hy ons mee toevertrou het. En ek wil vanoggend afsluit en ek wil graag hierdie vir julle vertel dat is jy besig om mis te kyk? Is jy besig om mis te kyk? Die diamant wat jy eintlik by jou het. Is jy besig om daai diamant met 'n steenpol te vergelyk? Of is jy besig om die rykdom, en ek praat van geestelike rykdom, wat die Heilige Gees van God jou mee toevertrou het, toe te pas in jou lewe? Of gaan ons ook maar net maak soos al het gemaak het? Opgee. Opgee. En net sê, nou is ek klaar. Nou is ek klaar. Kind van die Here, hy voorstel aan elkeen van ons volgende is. Vra vir die Here. Vra vir die Here, Here, U het die Gees aan my toevertrou. Here, help my volgende om in U wil te leef. Help my volgende, Here, sodat ek weet dat die Gees wat vandag binne in my is, kan gebruik en toepas in my lewe, soos dat U wil hê, ek kan dit toepas. En Here, help my om dit nie mis te kyk in my lewe. Here, help my om nie mis te kyk dit wat U aan my toevertrou het nie. Here, help my om te weet wat ek vandag in my besit het. En van die Here, elkeen van ons vandag is Heilige Gees georiënteerd. Die vraag is net hierdie: weet jy dat jy waarlik in jou besit het vandag? Of weet jy nie? Amen. Kom ons lei die woord met ons saam. Liewe Koning, Vader, Here, ek kom net voor my God en ek sê vir U dankie. Dankie, Here, van die Gees van oortuiging volgens my God. Dankie, Here, vir die Gees van die waarheid. Dankie, Here, vir die Heilige Gees, my Koning, dat U, my Koning, in ons lewe toevertrou het, my Vader. Here, daarom kom ek volgende en ek vra, Here, dat U wil in ons lewe sal geskied. En my Here, dat U Gees ons sal help, my God, om in U wil te lewe. En Here, dat
ons sal leer om U Gees in ons lewe toe te pas. Here, dat ons woord ook ja en amen sal wees, Here, net soos U Gees in my. En my dierbare God, ek kom vandag en ek bid, Here, vir die Gees van onderskeiding. Here, dat ons kan onderskeid tref tussen reg en verkeerd. Ek bid, Here, en ek vra, Here, dat elkeen van ons net sal aanraak, Here, met U Gees. Vader, dat U ons sal lewend sal lei, van vandag af en voortaan. En my dierbare Koning, ek dank U daarvoor. My gebed is net, Here, dat U elke persoon ryklik sal aanraak en sal seën. My dierbare God, dank U. Dank U, Here, vir U woord van vandag, Here. En my dierbare Koning. My gebed is net, Here, dat U ons sal help om toe te pas wat U plan vir ons is in ons lewe. Vader, ek vra ook so dat in hierdie dag, hierdie week wat voorlê, dat U ons net sal help en ons sal beskerm, dat U ons sal veilig hou, my Koning. En my dierbare Koning, ek bly die bloed van ons Here Jesus Christus oor elke persoon. Vader, ek kom net volgend en ek vra, Here, dat U elkeen van ons sal ryklik seën. En my dierbare God, wees U geseën. Dis die kosbare gebed van ons hart. En ek dank U daarvoor. In Jesus kosbare naam. Amen. Kom ons hier, Here.